baie welkom hier in die Bosveld, saam met my. Ek het gedink dit sal 'n baie mooi location wees om hierdie te skiet vanoggend. Ek het my koffie, hierdie voel soos koffie nie is. Ek het my koffie, het jy jou koffie? Let's do this thing, nee? So, ek het 'n koppel getrou en terwyl ek besig was om vir hulle te bid, het die Here vir my die woord redeeming gegee, nee, of redeemed. En natuurlik, as jy redeemed hoor, dan dink jy aan Hosea, wel, dan nou doen. En redeeming love, jy weet. En ek begin toe ondersoek indoen oor hierdie en dis verlossing in Afrikaans. En soos wat ek meer inligting oor hierdie redeeming kry, en ons is op die oomblik besig om deur Galasiërs te werk in die woordskool, soos ek soos, maar mens, hier is ietsie hierso wat vir my belangrik is. En ek wil vanoggend daaroor praat, nee. Want Jesus is nie net ons verlosser wat ons herstel na homself doen, nee. Hy het nie net aan die kruis vir ons gesterf. Jy weet alle goeders wat ons weet. Aan die kruis gesterf, ons is nou nie in hom. Ons weet al daai. Maar ek wil vanoggend bietjie sit met wat het hy teruggekoop, nee? En ons erfdeel. Wat is ons erfdeel? En wat het hy alles in daai oomblik teruggekoop en wat beteken dit vir my in hierdie oomblik, behalwe vir die feit dat ek in right standing nou is met God en ek kan nou voor God staan, want hy het die prys vir my betaal. Wat beteken dit soos in vandag vir my, nee? So, ons praat vanoggend oor verlossing, dit is op die Bible app, so jy kan saam lees en saam kyk. So ons begin by, en ek wil net soos my sleutelversie is, Efesiërs 1 vers 7, en hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, nee? So in hom het ons die verlossing, hy is die verlossing, dit is net hy. So kom ons gaan eers in die betekenis van dit in, en dan gaan ons bietjie kyk na waar dit begin, nee? So die betekenis van verlossing, die Hebreëse woord is geal. Ek dink ek sê dit reg as ek nie doen nie, if you speak Hebrew, don't come at me, bra. Okay? So, en dit beteken om terug te koop, om los te koop, die reg van 'n familielid uit te oefen, deur te herstel wat verlore gegaan het, nee? So, hulle het die familie se Kingsman Redeemer, hulle het elke familie het 'n Kingsman Redeemer gehad, en die ou was verantwoordelik om die familie uit slawerny, familielede uit slawerny uit te los te koop. En ons sien dit in Levitikus. Hy was verantwoordelik om verlore grond terug te koop, om die familie erfenis te beskerm, om die familienaam sy naam te herstel. En nou hierdie persoon sy naam was Kingsman Redeemer, obviously, en Goel. Dis actually soos die naam nie. So, Jesus is ons ware Goel, nee, dit is wat hy vir ons kom doen het. Hy het ons kom uit slawerny uit loskoop. Hy het ons op verlore grond teruggekoop, nee. Hy het die familie erfenis wat ons het beskerm, en hy herstel die familienaam. Dis wat hy kom doen het. Wat beteken dit vir my en jou? Ons sê, ek sê hierdie gereeld, maar soos, as my erfenis enigsins, so klein bietjie eers was, om iets van die koningshuis in Engeland te kry, weet ek en jy, dat ek sal vir dit gaan nou, ek sal alles in my mag doen, om dit te gaan kry, nommer 1, nommer 2, te lewe, sê nou maar ons stipulations, Tanya moet net pink dra. Ek praat dra vir jou pink daagliks. Want ek is losgekoop, nee? En ek kry dit, dit is my erfdeel. Maar ek sien nie dat ons baie keer so kyk na ons erfdeel met die Here nie. So, wat is ons erfdeel, nee? Wat is ons erfenis? So, in die Grieks, die woord, ek gaan nie die Grieks probeer nie, boys, dit is apolutrosis, dink ek, dis wat jy sê, nee? Dit is verlossing deur die betaling van 'n losprys, nee? So, Jesus het betaal, sodat ek en jy daai erfenis kan haal. So, ek gaan net vir julle uit die skrif uit dit lees, sodat julle net weet, ek is nie besig om na goetertjies op te maak nie, so ons het ook al Efesiërs 1 vers 7 gelees, Kolossense 1 vers 13 tot 14 sê, hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring
het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes, né? Hebreërs 9 vers 12 sê ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan en die heiligdom en die ewige verlosse teweeggebring, né? So dis wat Jesus gedoen het. Hy is ons kinsman redeemer, hy het ons geredeem, sodat Tanya daai koningserfenis kan hê. En as ek pink moet dra, dan dra ek pink. Weet nie van jou nie, maar as ek 'n flippin Cullinan en Diamond kan kry as ek pink moet dra, you bet you ek doen dit. Sal jy? Okay, cool. So, die ander ding, wat ek nog wil begin kyk is verlossing, herstel, identiteit. Nee, so in Genesis 1 vers 26 tot 27 staan daar, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Dit is ons identiteit. Okay? Om na die beeld van God geskaap het. Dit is ons identiteit. Dit is wie ons is. Nou gebeur daar goed, né? Sondeval, Adam en Eva, everything, né? So ons is geskaap na die beeld van God vir verhouding, vir heerskappy, vir heerlikheid. That's what it is. Toe, fast forward so 2 chapters, né? Toe, ek het nou my notas verloor. Hier is hulle weer. Okay. Is lekker hierso. Gaan goed hier vanoggend. Okay, fast forward so couple of chapters. Genesis 3. En ek wil hê ons moet mooi deur hierdie gaan hè. Toe ons is wat Genesis 3 vers 7 tot 5. Toe gaan albei se oë oop. Nee, nou het hulle die vrug geëet. Albei se oë gaan oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Eerste ding wat gebeur is, ons besef ons is kaal. Nou moet ons onsself toemaak, né? Skeidenis, ons word geskei van die Here. Ons hoor die Here, ons hoor God stap en dadelik is ons bang, né? Ons het daai verhouding is nie meer daar nie, né? En ons kruip weg vir die Here. Want ons doen dit, tot vandag toe kruip ons weg vir die Here, né? Hoor hierso wat God doen. God is nie soos, Adam, jou slegte mens, wat het jy aangevang? Ek het vir jou gesê, moenie van dit eet nie. Dit is nie wat hy doen nie. Hy vra, waar is jy? Hallo, waar is jy? Wat doen daai vraag? Daai vraag invite geselskap. Daai vraag invite my, ek en jou om te praat met God, né? Hy het nie begin raas nie. Hy het net 'n vraag gevra. Hallo. Soos hy weet waar hulle is. Hy weet ook wat gebeur het. Hy's God. Maar sy eerste reaksie is nie om ons te skel nie. Sy eerste reaksie is om 'n vraag te vra wat gesprek oopmaak. Nee, hy sê, waar is jy? En hy antwoord, ek het 'n geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Dis wat hy antwoord, né? Great. En God sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Wie het jy gesê? Het jy geëet van die boom waarvan ek beveel het om nie te eet nie? Weer, vraagie. Wie het jy gesê jy kaal hou? Hoe dan? Hoe weet jy dit? Het jy van dalk van daai boom geëet, né? Die mens antwoord, die vrou dadelik, soos dadelik kom hy sondig in die dier in. Dadelik is Adam soos, bra, die vrou wat jy vir my gegee het, dis sy wat vir my daai vrug gegee het. En hy kyk na die vrou en die vrou is soos, nee, dit was die slang wat vir my dit gegee het, né? So dadelik, blame shift, immediately, all accountability gone. En wat doen God met dit? Hy sê toe, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here, God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld, op die buik,
laat ek weer op jou buik sal jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, nê? En tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom die haksteen byt. Daar is hy klaar besig om oor Jesus te praat. Dadelik verlossing. In die oomblik, daar staan verlossing as van die begin van die grondlegging van die aarde. It was the goal all along. Redeeming, om ons terug te herstel na ons identiteit wat hy vir ons gegee het, is van die begin af die doel gewees, nê? So sonde vernietig nie God se beeld nie. Sonde verdraai die mens se begrip van sy identiteit, nê? So sonde, toe hulle daar eet, het God nie anders gewees nie, maar wat gebeur het is, ons begrip van ons identiteit het verander. Dis wat gebeur het. Die evangelie herstel nie net gedrag nie. Die evangelie herstel daai identiteit. Jesus het nie net gekom om ons te verlos nie, maar in ons gedrag te verander nie. Maar om daai wat in die begin gebeur het, ons begrip van ons identiteit te herstel, sodat ons kan verstaan wie ons is. Nee? 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, en daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Daar staan nie in verbeterde weergawe van ou mense nie. Dit is nie soos, as jy die Here aanneem is 'n Tanya 2.0 boys, lekker nie. Nee, dis 'n nuwe skepping. Yes, heeltemal nie, nê? So, verlossing herstel geregtigheid, nê? Die Grieks daarso is, ek gaan nie eers dit sê nie, die kaiu, nê? Om geregverdig verklaar te word. Daar staan nie om jouself reg te maak nie, maar ek verklaar jou reg, nê? So nou besef jy you have been redeemed, en binne in daai situasie herstel jou identiteit, jou idee van jou identiteit moet herstel word na dit wat God gesê het van die begin af, en hy sê ek maak jou reg. Dit is wat die herstel van geregtigheid en identiteit is, en 'n nuwe skepping is. Dit is nie net soos, ek is nou nie hi guys, dis nie wat dit is nie, dis legit, hy herstel jou identiteit, hy herstel jou geregtigheid, jy weet dit. Dis nie net iemand wat vir jou sê, jy is nou mooi, jy lyk mooi vandag nie, en jy sê, dankie, dis my Shein pakkie, nee, dis nie dit nie, dis nie wat dit is nie, dis God wat vir jy wat vir die eerste keer besef, wie jy eintlik nog altyd was. Wie jy jou gemaak het om te wees. Jy wat teruggaan en verstaan en herstel die identiteit wat God vir jou gegee het. Nie wat die leuns van die wêreld vir jou gegee het nie. Dit is redemption. Dit is redeeming. Nee? Jesus ontvang ons sondes. Ons ontvang sy geregtigheid. Dis die groot ruil. Dis wat daar gebeur het. In Romeine 5 vers 1 staan daar, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Daar staan, dis 'n belofte, daar staan nie jy gaan dalk vrede hê nie, jy gaan vrede hê. Dit is jou deel, dit is jou identiteit, dit is deel van wie jy van die begin af was, nee? God wag nie dat jy reg leef om na hom toe te kom nie. Hy bring jou na hom toe en dan maak hy jou reg. Nee? As jy nou mooi dink, of jy nou waar ook al jy jouself bevind, hy gee nie om nie, ons is so, Here, ek is nie reg nie, Here, ek is nog nie reg nie, Here, ek doen nog die verkeerde goeders, dis die punt, hy moet jou daar kry, as jy jouself kon verlos, dan hoekom het jy hom nodig gehad, as jy jouself eers kon regkry, hoekom het ons 'n verlosser nodig gehad, die punt is dat hy jou daar kry. Die punt is sy genade, wanneer jy besef waar jy is en hoe ver weg jy van die identiteit af is wat hy vir jou gegee het. Dis die punt. Want dan kom herstel uit daai identiteit en dit bring vir jou geregtigheid en dit bring vir jou vrede. En vir die eerste keer in jou lewe besef jy, hierdie is waarvoor ek gemaak is. Hierdie is wie ek is. Alles anderster was leuns gewees. Nee? My erfdeel is herstel. Dit wat ek
moet hê, dit wat my deel is herstel. Nee, sonde steel baie meer as vrede. Dit steel ons identiteit, dit steel ons erfreg, dit steel ons bestemming, nee. Galasiërs 4, ek love Galasiërs. Paulus is redelik soos driftig in dit. Hy soos, oh foolish Galatians, ek love it, dit is een van my favorite skrifte in die hele Bybel. Anyway, in Galasiërs 4 vers 4 tot 7 sê hy, maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang, en omdat hulle kinders is, het God die gees van sy seun in hulle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgename van God deur Jesus Christus. Daai is 'n stelling van jou identiteit. Dit is wie jy is, nee? Romeine 8 vers 15 tot 17 sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees het self getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Efesiërs 1 vers 11, as julle net dink, ek maak dit sy hierdie uit my duim uit. Efesiërs 1 vers 11, in hom wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe ordineer is ooreenkomstig die voorname om hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. 1 Petrus 1 vers 3 tot 4, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons 'n groot barmhartigheid, ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele beswaar is vir ons. Dit is jou deel. Ons erfdeel is onverganklik, onbesmet en onverwelklik. Jesus het jou nie uit slawerny uitgehaal nie, hy het jou teruggeplaas in die Vader se huis. Van Genesis tot Openbaring. Moses was in 'n paleis, Josef was in 'n tronk, Dawid was in die veld, Elia was in die woestyn, Maria Magdalena was in gebondenheid, Petrus in mislukking en die verlore seun in 'n varkhok, en hy het elkeen gekry presies waar hulle was, en daar het hy met hulle gewerk. Nee? Hier sit die ek love die storie van die verlore seun. Dit is soos as coded, nee? Dit is in Lukas 15 vers 18 tot 23. En hy doen wat ons almal doen, okay, so hy oefen wat hy vir sy pa gaan sê. Hy sê, okay, ek sal opstaan en na my vader toe gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen U. Ons het almal dit al gedoen. Okay, so ek gaan dit doen en dan rehearse jy jou speech wat jy vir hom gaan sê, nee. En dis is sy speech. Hy sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos soos een van 'n huurling. Hy sê, dit is wat ek vir hom gaan sê. Ek gaan sê, ek is jammer, ek het gesondig, ek is nie meer, ek sê nie, ek wil net soos huurling hê, nee, wees. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, hoor hierson. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun het vir hom gesê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir hy het nie eers sy sin klaar gemaak nie. En die vader sê vir hom, sê vir 'n diensknegt, bring die beste kleed en trek dit vir hom aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Hy het nie eers deur sy hele speel gekom van hoekom, waar hy moet wees nie, en die vader was soos, ek herstel jou. Ek herstel jou, jy het ongejaag, jy het my verneder, jy het ons hele familie verneder, maar ek herstel jou. Dit is wie God is. Jy gaan nie eers jou sin klaar maak nie. Nee, die vader herstel die kleed, die ring, die sandale, nie omdat die seun dit verdien het nie, maar omdat hy nog altyd 'n seun was. God is nie bekommerd oor waar hy jou kry nie. Hy is vasbeslote om jou te herstel. Nee,
Moenie terugkeer. Dis wat ons nou is ons hier in hierdie goeie, nou tree ons terug in slawerny in. As ons nie verstaan dat dit is wat gebeur het met ons nie, dan tree ons terug in vrees en ons tree terug in slawerny in. Ons maak soos al die Israeliete wat verlossing gekry het en dan ewe skielik, dan vergeet ons daarvan en ons gaan terug na ons ou maniere toe, nê. Galasiërs 5 vers 1, Paulus is staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Galasiërs 4 vers 8 tot 9 en hierdie is die versie wat my soos getref het. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie, maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle terug na die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil doen? Waarom sou 'n kind terugverlang na 'n plek waar hy 'n slaaf is? Ons doen dit. As ons nie verstaan die herstel van ons identiteit nie, dan val ons terug in ons ou slawerny patterns en dan vra ons vir die Here, hoekom is ons hier? Ek verstaan nie my identiteit nie. Die evangelie is Jesus herstel, verhouding, identiteit, geregtigheid, jou erfdeel, bestemming, gemeenskap met die Vader. Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër was, naby gekom deur die bloed van Christus. Verlossing is meer as net vergifnis. Verlossing is herstel. God het jou nie uit Egipte uitgehaal nie, hy bring jou terug na die Vader. Hy herstel jou naam, hy herstel jou identiteit, hy herstel jou erfdeel, hy herstel jou plek op sy tafel. Die kruis het nie net jou skuld betaal nie, die kruis het vir jou identiteit teruggegee. Dit is wie jy is. So kom ons sluit af. Here Jesus, ek wil kom bid. Soos wat elkeen hierdie preek gehoor het, vanoggend in hierdie woorde gehoor het, Here, kom maak iets los in ons harte oor ons identiteit, Here, en ons view van ons identiteit wat dalk mag skeef gedraai is, Here. Here, ek wil kom bid dat elke persoon wat luister sal besef waar hulle view van hulle identiteit geskuif het, Here, en dat hulle dit voor U sal bring en sal besef dat U hulle volkome herstel het. Dank Here Jesus vir 'n gemeente wat weet wat hulle identiteit in Jesus Christus is. Ek bid en vra dit in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n lekker week hê. Die son is super bright. Ek gaan nou 'n sonbril aantrek. Bye.